Baie dankie vir die hele span wat vir ons so wonderlik lei in lof en aanbidding. Ek het vooraf vir Bernard gesê, daardie laaste lied wat ons leer, wat ons nou 'n paar aande al gesing het, vanaand weer sal sing, dit groei nou regtig op my, in my hart, die boodskap agter dit, en sluit so mooi aan by hierdie reis deur Handelinge, en mag dit vanaand ook so vir ons 'n besonderse ervaring wees, as ons dit weer later gaan sing. Ons skriflesing vanaand kom uit Handelinge, hoofstuk 15, en soos gisteraand het ons weer 'n langerige gedeelte wat ons lees, daarom nie so lank nie, maar 35 verse, en ek sê dit nou ook soos gisteraand, want dit is vir my belangrik dat ons tyd deurbring in hierdie hele verhaal. Daar's so baie dinge wat hier gebeur, en dit gaan hier oor die vergadering in Jerusalem. Dit is 'n interessante verhaal waar daar 'n klomp dinge gebeur, en van die persone van wie ons nou gelees het gisteraand en eergister, is nou hier ook weer aan die woord. Ons het gelees oor Petrus en Cornelius, ons het gelees oor Paulus en Barnabas, en hulle is dan nou ook hier by 'n baie interessante punt in die kerk se geskiedenis, waar hulle aan die woord kom. Maar kom ons lees dit saam, vanaf vers 1, Handelinge, hoofstuk 15. Daar het sekere mense van Judea afgekom wat die broers aanhou leer het, as julle nie besny word ooreenkomstig die gebruik van Moses nie, kan julle nie verlos word nie. Aangesien hieroor meningsverskil ontstaan het, en Paulus en Barnabas met hulle 'n woordestryd gevoer het, wat hoegenaamd nie onbenullig was nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander uit hulle geleedere na die apostels en die ouderlinge in Jerusalem moes opgaan oor hierdie strydvraag. Hulle is toe deur die gemeente weggestuur en het deur Fenisië en Samaria gereis en uitvoerig oor die bekering van die heidene berig en sodoende groot vreugde aan al die broers verskaf. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente en die apostels en ouderlinge ontvang. Paulus en Barnabas het vertel wat God alles met hulle gedoen het. Sommige mense wat aan die Fariseërs party behoort en gelowig geword het, het egter opgestaan en gesê, hulle moet besny word en opdrag kry om die wet van Moses te onderhou. Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaar gekom om hierdie saak in oënskou te neem. Toe 'n ewige woordestryd ontstaan, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broers, julle weet dat God my al van die vroeë dae af onder julle uitgekies het, sodat die heidene deur my prediking die boodskap van die evangelie hoor en tot geloof kom. En God, die kenner van harte, het dit bevestig, deurdat hy die Heilige Gees aan hulle, net soos aan ons geskenk het. Hy het geen onderskeid getref tussen ons en hulle nie, want hy het hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle God dan nou toets deur 'n juk wat nie ons of ons voorvaders kon dra nie, op die disippels se nekke te plaas? Maar ons glo dat ons op dieselfde manier as hierdie mense deur die genade van die Here Jesus verlos word. Toe die hele vergadering stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister, terwyl hulle vertel van al die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidene gedoen het. Toe hulle ophou praat, het Jakobus gesê, broers, luister na my. Simeon het verduidelik hoe God van die begin af toegesien het dat hy uit die heidene 'n volk vir sy naam sou verkry. Hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos daar geskryf staan, daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou en ek sal die bouvalle daarvan herbou en dit herstel, sodat die res van die mensdom die Here kan soek, ja, al die nasies oor wie my naam uitgeroep is. So sê die Here wat hierdie dinge doen, wat van lank gelede bekend is. Daarom oordeel ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir hulle wat uit die heidendom na God draai nie, maar dat ons vir hulle moet skryf om weg te bly van dit wat deur afgode besoedel is, van hoerery, van wat verwrig is en van bloed. En tog is van die vroegste geslagte af in elke dorp, daar is tog van die vroegste geslagte in elke dorp mense wat Moses verkondig en elke Sabbatdag in die sinagoges voorlees.
Hierna het die apostels en ouderlinge in oorleg met die hele gemeente besluit om manne wat uit hulle eie geleedere gekies is, saam met Paulus en Barnabas na Antiochië te stuur. Hulle was Judas, bekend as Barsabas, en Silas, beide leiers onder die broers. Hulle het die volgende skrywe met hulle saamgestuur: Die apostels en ouderlinge, julle broers, aan die broers uit die heidene in Antiochië, Sirië en Cilicië gegroet. Aangesien ons gehoor het dat sommige mense wat van ons afgekom het, sonder dat ons hulle opdrag gegee het, julle met hulle woorde ontstel en julle gemoedere verwar het, het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur, saam met ons geliefde Barnabas en Paulus, mense wat hulle lewens oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons het dus Judas en Silas gestuur en hulle sal hierdie dinge mondeling aan julle bevestig. Die Heilige Gees en ons het daarom besluit om geen verdere las op julle te lê nie, behalwe die volgende vereistes: bly weg van afgodsoffers, van bloed, van wat verwrig is en van hoerery. As julle hiervan weerhou, sal julle goed doen. Laat dit met julle goed gaan. So is die manne weggestuur en hulle het na Antiochië gereis. Nadat hulle die gemeente bymekaar laat kom het, het hulle die brief oorhandig. Die gemeente het die brief gelees en was verheug oor die bemoediging. Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broers met baie woorde bemoedig en versterk. Hulle het 'n tyd lank daar gebly en is toe in vrede deur die gelowiges teruggestuur na die mense wat hulle afgevaardig het. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly en saam met baie ander onderrig gegee en die evangeliewoord van die Here verkondig. Ons lees net tot sover vanaand hierdie aangrypende gedeelte uit die woord van die Here. Vriende, ek wil begin deur 'n verhaal te vertel voordat ons 'n bietjie stil staan by hierdie teks, en dit gaan oor iets wat regtig gebeur het in die dorpie Adelaide in die Oos-Kaap. Nou wil ek net vra aan die begin of daar dalk enige iemand van julle is wat afkomstig is van Adelaide of daai wêreld goed ken. Dit lyk nie so nie, want dan gaan jy dalk die storie beter as ek ken. Ja, daar is die kerkgebou in Adelaide. Vriende, dit word vertel dat tydens die Anglo-Boereoorlog, ook bekend natuurlik as die Suid-Afrikaanse oorlog van 1899 tot 1902, die Britse soldate gekom het en in die dorp Adelaide die kerk gekies het en die pastorie om hulle barakke daar in te rig. Die pastorie is omskep in perdestalle en dit was verskriklik erg geweest vir die mense om daarvan te moes kennis neem, dat die soldate nou daar uitkamp in die kerkgebou en hoe hulle dit verwoes het en alles. En daar was niks wat hulle kon doen daaraan nie. Dit is tyd, dis oorlogtyd, dit was ander tye gewees. Na afloop van die oorlog, uiteindelik toe alles nou verby is, jare later toe op 'n dag het die gemeenskap bymekaar gekom en gesê, maar ons wil baie graag weer net al hierdie banke en die preekstoel en alles herstel, dat ons weer kan saam aanbid in hierdie ruimte. En hulle het net niks geld gehad nie. Aan die einde van die oorlog, niemand het geld nie, so hulle het gebid en hulle was bereid om te werk, maar hulle kon nie goed aankoop, hout wat nodig was om die kerk te herstel nie. 'n paar maande later, op 'n dag, daag daar toe 'n paar transportwaens in die dorp Adelaide op met baie goeie hout en 'n handgekerfde preekstoel en 'n bypassende stoel daarby op hierdie transportwaens. En die mense was verstom geweest. Hulle het gedink, hoe is dit moontlik? Hierdie Britse soldate, hulle het nou so ware gewete. En hulle het dadelik aan die werk gespring, die hout gebruik om die kerk te herstel, mooi te maak, in die binnekant die preekstoel geïnstalleer en alles. En uiteindelik kon hulle weer hulle ruimte van aanbidding gebruik en hulle gebede is beantwoord, dit waarvoor hulle gevra het, die Here het aan hulle voorsien. 'n hele ruk daarna, toe daag daar eendag 'n brief op wat die burgemeester van Adelaide in Australië geskryf het aan die burgemeester van Adelaide in die Oos-Kaap. Die stad Adelaide in Australië vandag natuurlik 'n groot stad. En hulle skryf toe in die brief, dit is met huiwering dat ons navraag doen by julle of 'n besending
eikehout en 'n preekstoel wat ons 2 jaar gelede uit Engeland bestel het, nie per ongeluk by julle dorp Adelaide in Suid-Afrika afgelaai is as by ons Adelaide in Australië nie. En die burgemeester en dorpsraad van Adelaide in die Oos-Kaap kon natuurlik niks anders doen as maar net eerlik wees en sê dis wat gebeur het, dit was die oorlog, die kerk is verwoes, hier kom die hout en die preekstoel en hulle het dit gebruik. En vir daardie mense was dit God wat voorsien het. Nou weet ek hoe mense in jou gedagtes gaan, jy's mos onmiddellik, ek wil sê, waar mens in jou kop sal gaan, ag, dit is nou toevallig dat dit gebeur het, en toe dit nou so uitgewerk, maar vir daai mense, op watter manier dit dan nou ook al gebeur het hulle die hand van God raak gesien. Daar was 'n krisis, hulle het gebid, en op 'n dag het daar iets gebeur, wat hulle hele wêreld verander het. Hulle het die hand van God in dit alles gesien. Nou vriende, die verhaal wat ons vanaand gelees het uit Handelinge 15 is 'n krisis in die kerk gewees en God het voorsien op 'n verrassende wyse. Anders dink ek as wat mense dalk sou vermoed het. Want die verhaal is regtig waar die vroeë kerk by 'n kruispunt kom. En as ons nou so deur dit blaai deur die hoofstuk, dan sien ons dat die eerste ding wat ons hier waarneem is die feit dat dis 'n kernvraag, die vraag wat gevra word. Dis nie 'n klein teologiese verskilletjie nie. Dis die vraag, hoe word mense gered? Hoe word mense gered? Is dit net deur geloof, of moet jy nou eers al daai Joodse gebruike nakom, moet jy nou eers besny word? So dis nie 'n ligte filosofiese debat nie, dis 'n ernstige, dringende situasie, die kerk by 'n kruispunt. En dan sien ons wat hier gebeur. Die eerste ding wat vir my uitstaan uit hierdie hoofstuk is dat die Heilige Gees dit so beskik dat onderskeiding gebeur in die geloofsgemeenskap. So die kerk kies nie die pad van 'n vinnige opinie of 'n individuele stelling. Hulle roep mense bymekaar, hulle luister saam, hulle neem tyd. Ons lees hierso dat Paulus en Barnabas dan gestuur word Jerusalem toe, en dis nie dan dat ons hoor dis die leiers wat besluit het nie. Lukas skryf dit hier dat beide in vers 4 en vers 12 staan daar, die hele gemeente was betrokke. En mens sal ons nou kan aanneem as die hele gemeente betrokke was, 'n hele gemeente stem ons nie altyd saam oor alles nie, daar verskille sou wees. Maar die hele gemeente was betrokke in hierdie proses. En dan leer die vroeë kerk en ons iets baie belangrik hier, dat onderskeiding begin nie by my waarheid nie, maar by ons soeke na God se waarheid. En hierdie gemeenskaplike onderskeiding wat ons hier raak sien, dit vra dat ek oop sal wees vir ander se insigte. Dat ek my eie aannames ook sal kan bevraagteken. Dat ek bereid sal wees om te luister. En dan sien ons dat in hierdie verloop dan nou onderskeiding begin by dit wat God reeds in en deur ons doen. En dan vat hulle dit so van 'n kant af, waar die gesprek begin, Petrus staan op, hy begin nie met 'n debat nie, hy begin met 'n storie, die storie wat ons gisteraand gelees het. Hy sê, daar was op 'n dag, toe kom daai manne by my huis aan, en toe stuur hulle my, ek moet na Kornelius toe gaan, 'n heiden, 'n soldaat, 'n Romeinse soldaat, en daar sien ek voor my oë, sonder dat Kornelius besny is, of die Joodse wette nagekom het, hier ontvang hy en al die mense daar, die Heilige Gees. Dit sê Petrus. Dan begin Petrus met ander woorde nie met leerstellings en 'n lysie van goed nie. Hy begin met 'n getuienis, met wat doen God? En dis wat ek waargeneem het en dis wat ek kom vertel. En dan beweeg dit aan, dan is dit Paulus en Barnabas wat hulle stories vertel, van hulle sendingreise, van gemeentes wat ontstaan het in vreemde plekke. En weer eens, dis nie dat hulle sê, ons dink dit is nou wat gebeur nie. Hulle sê, ons het gesien, God doen dit. Dis wat ons gesien het. Ons kom vertel eintlik maar net vir julle wat ons gesien het, wat God doen. Wat God besig is om te doen.
En dan natuurlik nou die konflik waarvan ons lees. Ons sien die woordewisseling wat daar was. Dit was nie 'n ligte, maklike gesprek nie. Dit was moeilik geweest. Maar net so 'n tussengedagte oor konflik. Vriende, ek dink ons moet dit maar vir mekaar sê ook dat ons eintlik nie baie van konflik hou nie. Ek dink die meeste van ons hou nie van konflik nie. Ons probeer dit vermy, ons probeer dit soms wegpraat met godsdienstige klisjées, maar Handelinge 15 wys eintlik vir ons dat konflik nie altyd die vyand is nie. Soms is konflik die brug. As dit met liefde en nederigheid en eerlikheid hanteer word, dan kan konflik lei tot diep groei. Want dit is presies wat hier gebeur het. Hulle het na mekaar geluister, daar was konflik, maar uiteindelik het hulle besef, nee, Christus is genoeg. Die genade is genoeg. Niemand hoef iets ekstra te doen om by God se familie in te kom nie. En dan sien ons ook hier dat uiteindelik vind hierdie verhale wat vertel word, vind rus in die woord en die gees. So nadat Petrus gepraat het, nadat Barnabas en Paulus gepraat het, dan staan Jakobus op. En dan bring hy die gesprek terug na die skrif toe. Ons het nou geluister na hierdie getuienisse, hierdie manne het gesien wat God doen, ons het gesien die werking van die Gees. Kom ons luister nou weer na die woord, dan haal hy aan uit Amos, uit die Ou Testament, en dan sê hy, maar dit was nog altyd so, God het nog altyd dit so beplan, dat nie net Israel nie, maar almal, so sê die profete, God het dit lankal van tevore beloof. Maar let op hoe hy dit doen, hy sê nie, ek weet alles nie, hy sê dit nie met 'n dogmatiese sekerheid nie, hy sê dit met nederigheid, met respek, oop vir die Gees, want hy weet die Bybel, die woord, die Ou Testament, die tekste wat hy geken het, wat ons nou ken in die Bybel, is lewend en kragtig. En dan is daar hierdie gemeenskaplike gehoorsaamheid, weer eens, as hulle uiteindelik 'n besluit neem, dan sê hulle nie, okay, maar ons het nou besluit en Petrus het besluit, dis wat ons gaan sê vir julle nie. Hulle sê, toe het die apostels en ouderlinge saam met die hele gemeente besluit, vers 22. Dis 'n ons besluit, saam, dat daar nie ekstra vereistes moes wees, behalwe die 4 goed wat hulle dan nou daar lys nie. En dan stuur hulle 'n brief om die mense te bemoedig, en daar was blydskap van die Gees wys deur die getuienisse en deur die woord dat genade genoeg is. En ek dink nogal, vriende, as mens na hierdie teks luister, dan is daar, dink ek, 3 uitnodigings aan ons vandag, in ons gemeente, in ons elke dag wandel met die Here. En die 3 is, en ek gaan so 'n bietjie stil staan by elkeen, luister saam, soek na wat God reeds doen, en toets dit aan die woord en die Gees. Die luister saam beteken dat, dis belangrik dat ons in gemeentes altyd moet ruimte laat vir stemme, vir gesprek, vir meningsverskil, as daar dan nou meningsverskil moet wees, sodat daar ruimtes kan wees, waar ons kan luister, en waar ons kan sê, maar daai broer of daai suster, het dalk iets weet wat ek nog nie so verstaan het nie. Dis interessant, as dit kom by hierdie onderskeiding en ander stemme, ek het dit dikwels al in my lewe so beleef, mens kry mos maar kritiek, julle sal nou dink, die dominee kry nooit kritiek nie, maar mens kry mos maar kritiek ook, en baie keer het ek deur prosesse gegaan, dan besef ek maar iets van daai persoon se opmerking oor hoe ek in 'n sekere situasie opgetree, iets daarvan is waar. In my kop is dalk net 5% daarvan waar, maar ek moet daaruit leer. Ek moet ruimte laat dat die Gees ook deur daai konfliksituasie met my praat. Die tweede, soek wat God reeds doen. Ek dink hierdie een waar ons sê, ons is lief daarvoor om by allerlei strukture te begin en strategieë, maar dit is belangrik om na getuienis te luister. Te vra, maar wat sien ons in ons gemeenskap? Wat sien ons in ons dorp? Wat sien ons by ons kinders? By ons ouer mense? Wat is God reeds besig om te doen? Vertel daai stories in hierdie ruimtes. En dan die derde, toets dit aan die woord en aan die Gees.
sodat ons kan sê, ons soek saam nie 'n klomp reëls nie, ons soek saam die hart van Christus in hierdie situasie. Want uiteindelik is God die een wat voorsien. Dis vir 'n klein gemeentetjie in die Oos-Kaap vir wie dit 'n wonderwerk was dat hulle weer 'n preekstoel gekry, dat hulle kerk kon herbou. Teen allerlei goed wat mense nou sou dink wat regtig daar gebeur het. En so moet ons nooit dink enige situasie is te vasgeloop dat die woord en die gees ons nie daardeur mag lei nie. En ek dink nogal ons het dit in die tyd waarin ons leef baie nodig om saam te moet onderskei. Die wêreld is so kompleks op alle plekke, op alle terreine. Ons het nodig om as geloofsgemeenskap, as Parelberg, ruimtes te hê waar ons rustig saam kan luister na wat die Here doen, saam kan onderskei en as ons vasgeloop sê, wat nou Here? Wys vir ons. En dis dalk nie in een aand, in een vergadering wat die Here wys nie. Dit vat dalk lank. Dit vat dalk 'n onderskeidingsproses. Dis hoekom ons ook graag vanuit ons taakspan by die sinode, en ek sien Jaco Botha is ook hier vanaand wat oormôre aan die woord is. Jaco is lief daarvoor om deur hierdie prosesse met gemeentes te werk en sê maar kom ons onderskei saam, waarby is ons betrokke, moet ons betrokke wees, is daar dalk dinge wat ons mis of dinge waarvoor ons moet nee sê vir eers, dat ons eers net op hierdie dinge kan fokus. En vriende, my gebed is dat ons ook dit sal bly glo. God is die een wat voorsien en geen krisissituasie in die geloofsgemeenskap is so groot dat God nie vir ons die antwoord kan gee nie. Mag die Here vir ons gehoorsaam maak in gebed dat ons getrou is om te vertrou en te weet dat hy in beheer is. Amen. Kom ons bid saam.